Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons gaan aan met ons resep vir gebed. Vandag se stukkie is: gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons het nou al reeds gesien dat ons kinders van die koning is. En soos kinders kan ons kom vra in volle vertroue dat hy weet wat ons nodig het. In vaste vertroue dat hy sal sorg. Want ons weet nou al, hy is die getroue een. Of wonder jy nog daaroor? My boetie, my sussie, die feit dat jy daaroor wonder, maak nie dat hy ontrou is nie. Hy is getrou. Dit beteken net jy dalk nog nie jou vertroue in hom gestel nie. Of jy weet dalk nie hoe nie. Mag hierdie reis met resepte van die lewe vir jou daardie wete gee dat hy is die getroue een. Jy kan hom vertrou om vir jou te sorg. Die manna in die woestyn is 1 dag op 'n slag gegee en elkeen moes optel soos wat hy of sy gesin benodig het. Hulle kon nie meer optel nie, want dan het dit sleg geword. Hulle moes net optel dit wat hulle vir die volgende dag of vir daardie dag benodig het. Ons Abba Vader het ons gemaak met 'n daaglikse fisiese honger en dors. En daarom kan ons hom vertrou om te voorsien, ook in ons daaglikse behoeftes. Hy sê vir ons in Matteus 6 vanaf vers 33, as ons sy koninkryk eerste stel, sal hy ook voorsien in die res. Dit is 'n belofte wat hy vir ons gee. Ek het op 'n baie interessante skrif afgekom wat Salomo geskryf het. Spreuke 30 vers 7 tot 9. Net 2 dinge vra ek van u. Moet dit tog nie weier nie. Daarna kan ek maar sterf. Moenie toelaat dat ek vals is en lieg nie, en moet my ook nie arm of ryk maak nie. Gee my net die kos wat ek nodig het, sodat ek nie te veel het en u verloon en sê, wie is die Here nie, en sodat ek nie arm word en steel en my God se naam oneer aandoen nie. En dit is my baie interessant dat hierdie man wat beskou word as die rykste man ooit, sê, gee my net die kos wat ek nodig het. Ons Abba Vader weet wat ons nodig het, en ek weet, ons sit almal in baie moeilike situasies op die oomblik, en dit voel vir ons of hy ons vergeet het. Maar ek beloof jou dat op 'n manier, wat ons dit dalk die minste verwag, kom hy en sorg hy vir ons. Maar hy toets ook ons geloof in die proses, en dit is so belangrik dat ons dit moet weet. Hy wil ons geloofspiere sterker maak. Want jy sien, ons het nie net fisiese brood nodig nie, ons het ook geestelike brood daagliks nodig, om ons gees te versterk. In Johannes 6 sê Jesus, ek is die brood van die lewe. En ek wil jou uitdaag, gaan lees 'n bietjie Johannes 6. Gaan kyk, wat sê hy alles? Hy sê nie net ek is die brood van die lewe nie. Hy noem homself 'n paar ander forme van brood, die brood uit die hemel ensovoorts. Gaan kyk 'n bietjie daar. Vir my is die mooiste gedeelte daar, dat hy nie vir elke ou 'n stuk brood gegee het, 'n heel brood gegee het nie. Hy het vir elkeen 'n stukkie gegee. En stukkie vir stukkie het hulle versadig geraak. So deel hy vir ons uit. Stukkie vir stukkie. En partykeer kyk ons na ander ouens se stukkies brood en ons dink, sjoe, maar hy het 'n heel brood gekry. Jy sien, maar die ou wat die heel brood gekry het, die verantwoordelikheid gekry om ook weer te gaan stukkie vir stukkie te gaan uitdeel. Gaan sit by hom. Gaan kry jou stukkie daaglikse brood by hom. Jou geestelike brood. Sodat jy kan sterk staan wanneer jou fisiese nood groot raak. Mag hy jou vandag en môre fisies voed, maar mag hy jou veral voed met die brood van die lewe, stukkie vir stukkie, totdat jou gees sterker en sterker word. Abba Vader, dankie dat U ons kom voed met geestelike brood, maar ook met fisiese brood. Dat U voorsien vandag in ons behoeftes.
Abba Vader, en daar's van my boeties en sissies wat swaar kry op die oomblik, wat nie weet watter kant toe nie. Help hulle om raak te sien dat U El Shaddai, die God wat algenoegsaam is, dat hulle dit sal raak sien, dat hulle sal sien dat U getrou is. Abba Vader, ons bely dat ons baie keer so uitkyk vir die groot stuk brood, 'n heel brood, dat ons die klein stukkies wat U uitdeel, mis. Vergewe ons daarvoor, en help ons om dankbaar te wees vir die kos wat ons vandag het, vir die water wat ons vandag het. Ons sê nooit dankie vir water nie. Vandag wil ons sommer ook kom sê dankie dat U vir ons die lewende water is, maar dankie ook dat ons vars water elke dag kan gebruik, kan drink, dat U vir ons sorg. Ons loof U, ons prys U groot en heilige naam. Amen.